Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hierdie is episode 24 van ons reeks wat ons noem Geloof wat berge verskuif. En ons is in die laaste paar episode hoofsaaklik besig om te kyk na wat Jesus gesê het. Wat gaan keer dat ons sien dat ons berg verskuif? Ons het nou al baie gepraat oor woorde, oor die krag van ons woorde, dat ons moet praat met ons berg. God het nie gesê ons moet by hom pleit vir alles nie, hy sê daar sekere berge met wie ons kan praat en dit sal skuif. En dan het ons baie gepraat oor geloof, want ons doen dit in geloof. Dis omdat ons glo in sy goedheid en dat hy vir ons so goed wil wees, dat ons vir ons berge kan sê om te skuif. Maar dan het ons die laaste ruk begin praat oor dit wat keer dat ons berg skuif. En ek lees net weer vir ons Markus 11 vers 22 en 23, waar Jesus vir ons begin deur te sê, julle moet geloof in God hê. Die begin van alles in hierdie verhouding, in hierdie lewe, in hierdie intimiteit met hom, gaan oor geloof. En vir my is die basis van dit is, om te glo dat God goed is, en om te glo dat hy vir my wil goed wees. En hy sê, julle moet geloof in God hê, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie. Maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Nie in sy hart twyfel nie. Ons het nou al hieroor gepraat, geliefdes, ons moet 'n daadwerklike ding daarvan maak, om twyfel en ongeloof aan te spreek. Ons moet alles in die stryd werp, om dit te kanselleer in ons lewe, want twyfel en ongeloof kanselleer ons geloof. Dit breek ons, dit hou ons terug, om dit wat God in en deur ons wil bereik, dit breek dit. Onthou jy daai prentjie van die chihuahua, wat ons geloof voorstel, en die boerboel wat die twyfel voorstel, sonder die boerboel aan die tou. As daai chihuahua net rondloop, kan hy gaan net waar hy wil. Hy kan hardloop net waar hy wil. Hy is onbeperk in waantoe hy wil gaan. Maar solank as wat hy daai boerboel aan die tou het, solank as wat hy met daai boerboel tug of war speel, gaan hy verloor. Daai boerboel, daai ongeloof, daai twyfel gaan hom sleep net waar hy wil hê. Die punt is net dat ons moet laat gaan van twyfel en ongeloof. En Jesus bring dit vir ons uit in hierdie vers. Onthou, Jesus is hier aan die woord. Dis hy wat sê, as jy glo sonder om te twyfel. En ek gaan vandag vir ons net weer in 'n teks of twee wys, hoe ernstig is God oor twyfel, en wat die effek van twyfel in ons lewe is. En ek wil hê ons moet blaai na Markus 6 toe. Ons gaan nie in Markus 6 sien waar Jesus in Nasaret kom, maar ek wil net eers voordat ons daarby uitkom, wil ek hê ons moet net bietjie terug gaan en kyk, wat is die aanloop tot hierdie? Want hier is vir my iets enorm in hierdie aanloop, tot waar Jesus in Markus 6 in Nasaret kom. So kom ons gaan net terug, en dan kyk ons in Markus 4, ek en jy het redelik tyd spandeer in Markus 4 in die begin van hierdie episode, hierdie reeks, waar Jesus praat oor die saad. En weet, hy het die gelykenis van die saaier wat op die pad en tussen klippe en goeie grond gesaai het, maar dan het hy ook gesê dat die koninkryk kan vergelyk word met iemand wat uitgaan en saad saai, en dan het hy die gelykenis van die mosterdsaad gegee. Hy het vir ons al hierdie gelykenisse gegee oor die krag van die woord wat saad is, en wat daai krag in ons lewens kan verwesenlik. En dan begin hy dit vir ons tentoonstel. Dis vir my so mooi van Jesus, is hy gee nie net vir ons al hierdie teologiese lesse om te leer nie. Hy wys ook vir ons fisies hoe dit werk. Daai selfde aand nog, sê hy vir sy disippels, kom ons vaar oor na die ander kant. Kom ons lees dan net daai gedeelte, is Markus 4 vers 35, en toe dit aand geword het, op daardie dag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. Daar in daai woorde is die belofte, die eindbestemming is die ander kant. Hy gee vir hulle 'n belofte. So hier in hierdie oorvaart kry hulle hierdie massive storm,
en Jesus lê en slaap en hulle maak hom wakker met hierdie woorde: gee U nie om dat ons vergaan nie. Jy sien daai twyfel of God vir ons wil goed wees. Hulle verstaan hy het die krag en autoriteit om vir hulle goed te wees, om iets aan die storm te doen. Maar hulle kom sê, Here, maar U gee nie om nie. U wil nie vir ons goed wees nie. En hy staan toe op en hy maak die storm stil. Maar dan sê hy vir hulle in vers 40, hierdie teleurstelling in sy hart maak hy aan hulle bekend. Hy sê, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? Daai twyfel, daai ongeloof. Maar die hele rede hoekom hulle oor hierdie see is Jesus wou by hierdie besetene in Gadara aankom. So Markus 5, in die begin van Markus 5 kry ons, daai eerste gedeelte kry ons, waar Jesus hierdie besetene in Gadara tegemoet kom, en hy genees hom. Ons ken nou daai storie, ek wil nie heeltemal in dit ingaan nie, maar hy het 'n legioen van onrein geeste in hom gehad, en Jesus dryf dit uit, en hulle gaan in die varke in, en die varke versuip in die see. En hierdie mense vra vir hom asseblief, gaan weg van ons af. Wat 'n hartseer verhaal, maar hierdie man is herstel. So Jesus wys vir ons dat hy krag oor die natuur. Hy kan vir 'n storm sê wees stil en hy stil. Hy wys vir ons dat hy krag en autoriteit oor onrein geeste. Dan vaar hulle terug en dan kom Jairus en hy val voor hom neer en sê, Here, my dogtertjie is siek. En ons weet op pad soontoe kom sê hulle vir hom, dis te laat, jou dogtertjie is dood. Hou op om die meester te pla. En hierdie selfde tyd kom die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het na hom toe, en sy raak aan sy kleed en sy word genees, en hy sê vir haar, dis deur jou geloof. Hoe groot was jou geloof, gaan en wees genees, en sy is totaal en al genees. En hy gaan en hy wek ook Jairus se dogtertjie uit die dood uit op. So Jesus wys vir ons, hy het krag oor die natuur, hy het krag oor storms, hy het autoriteit oor die onrein geeste, hy het autoriteit oor die vyand, hy het autoriteit oor ons krankhede in ons liggame, oor dit wat ons keer om te doen wat ons moet doen, en hy het ook autoriteit oor die dood. Hierdie gebeur in die laaste 24 uur. En met al hierdie momentum kom hy in sy eie tuisdorp, kom hy in Nasaret. Hy het in die laaste 24 uur het hy oor en oor gewys, God is goed, en God wil deur my vir jou goed wees. Daar's geen twyfel daaroor nie. Ons sien dit oor en oor. Maar kyk dan wat gebeur in Markus 6. Net nadat hy al hierdie wonderwerke gedoen het. En ek begin vir ons lees in vers 1, en hy daarvandaan weggegaan, waarvandaan? Van Jairus, waar hy Jairus se dogtertjie uit die dood uit opgewek het. Hy het daarvandaan weggegaan en in sy vaderstad gekom, en sy disippels het hom gevolg. En toe dit Sabbat geword het, begin hy in die sinagoge te leer, en baie wat hom gehoor het, was versla en sê, waar kry hy hierdie dinge vandaan? Ja, hierdie is my hartseer. Hulle sê nie, wow, die koninkryk van God het in ons midde gekom nie. Hulle wil weet, waar kry hy hierdie dinge vandaan? En watter wysheid is aan hom gegee, dat ook sulke kragte deur sy hande plaasvind? Hulle sien die wonderwerke wat hy doen, maar hulle probeer dit in hulle brein, in hulle gedagtes, in hulle gesonde verstand, probeer hulle dit uitredeneer. Hoe kan dit wees? Want kom ons kyk, wat is die stupid vraag wat hulle vra? Vers 3. Is hy nie die timmerman, die seun van Maria en die broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon nie? En is sy susters nie hier by ons nie, en hulle het aanstoot aan hom geneem? Die Engels sê hulle, they were offended. Omdat hulle kyk vas teen sy natuurlike herkoms, sy natuurlike ma, sy natuurlike broer, sy natuurlike susters, en hulle sê, man, in die natuur, in die vleeslike, in dit wat ons kan sien, maak hierdie goed nie vir ons sin nie. En dit wat hulle kan sien, maak dit hulle offens neem teen die seun van God. Vers 5, hierdie hartseer.
en hy kon daar geen krag doen nie, behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê en hulle gesond gemaak het, en hy was verwonderd oor hulle ongeloof. Ek wil net vir ons hierdie selfde gedeelte uit Matteus 13 ook lees. Matteus geskryf oor hierdie selfde gedeelte. Ek wou net spesifiek hierdie in Markus 6 lees, dat ons die aanloop na hierdie ding kan verstaan. Die aanloop was wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk. Jesus God se wil en dit wat hy wil doen en wat hy kan doen, is ongetwyfeld, Jesus stel dit keer op keer tentoon. En dan kom in Nasaret en hulle kyk vas teen wie hy is in die natuurlike. En hy kry nie daar gedoen wat hy wil doen nie. En dan sê hy in vers 58 in Matteus 13, en hy het daar vanweë hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie. Hoekom het hy nie baie kragtige dade gedoen nie? Vanweë hulle ongeloof, as gevolg van hulle ongeloof. Geliefde van Jesus, ons moenie hierdie miskyk, mislees, misverstaan nie. Ongeloof het gemaak dat Jesus nie kan doen wat hy wou doen nie. Dat hy nie kon doen waarvoor die Vader hom gestuur het om te doen nie. Hy kon nie sy doel bereik as gevolg van twyfel en ongeloof. En twyfel en ongeloof gaan vandag nog keer dat ek en jy bereik wat God in en deur ons wil bereik. Ons moenie hierdie afmaak, as hierdie ou se teologie is 'n bietjie de mekaar. Nee man, ongeloof en twyfel kan nie God stop nie. Dit kan dalk nie God stop nie, maar dit kan stop wat hy in en deur jou wil doen. Dit kan keer en dit sal keer wat hy in en deur my en jou wil doen. Geliefde, ek dink as jy kyk na hierdie, is dit baie duidelik dat ek en jy moet twyfel en ongeloof aanspreek in ons lewe. Is baie maklik, is baie eenvoudig. Dis soos enige bekering in ons lewe. Wat bekering nie beteken nie, is om te gaan huil en salk en jammer wees vir jouself oor 'n ding. Dis nie bekering. Om vir 'n week lank, spyt ek het hierdie gedoen en ek moes dit doen. Dis nie bekering nie. Bekering is om 'n ding te erken in jou lewe, dit voor God se voete te lê en 'n 180 grade omkeer te maak en sê ek het altyd so gedink, ek gaan nou so dink. Ek het altyd so geleef, maar nee, nou gaan ek so leef. Dis wat bekering is. Ek maak 'n 180 grade omkeer in my lewe en ek is toegerus om dit te doen. Ek het die gees van God in my hart. Ek het die liefde van God in my hart. Ek het alles wat ek nodig het. Ek het die volheid van die Godheid in my om te kan 'n 180 grade omkeer te maak en te sê, Here, Vader, Abba, ek glo U wil so goed wees deur my. U is so goed en U wil so goed deur my wees. Hierdie is U krag, U is by magte om dit te doen en ek kan sien U wil dit in en deur my doen. God wil sy koninkryk in en deur jou reflekteer. Jy is nou die seun van God in hierdie wêreld. En onthou, om seun van God te wees, dit gaan nie oor geslag nie, dis identiteit. So 'n vrou van God kan seun van God wees, net soos wat 'n man van God kan die bruid van God wees. So om seun van God te wees is nie 'n geslagsding nie, dis 'n identiteitsding. En ek en jy kan seun van God wees. God wil hê ek en jy moet seun van God wees nou in hierdie wêreld. Jy is nou die seun van God. Jy is nou die seun van God wat hierdie wêreld sien. En hy wil alles wat sy seun, wat Jesus gedoen het, wil hy deur jou doen. Hy wil die koninkryk nog steeds in hierdie vandag reflekteer en dat sy koninkryk vandag in en deur jou gereflekteer sal word, soos wat dit deur Jesus gereflekteer is. Vandag.
Want jy is sy seun in hierdie wêreld vandag. En hy wil doen wat hy hier gedoen het deur jou. Jy is ten volle toegerus om te doen wat jy moet doen. Lê net die ongeloof neer. Lê die twyfel neer en maak dit vas in jou hart. Jou hemelse Pa is goed. Hy is onbeskryflik goed. Aan sy goedheid is daar geen einde nie, sê die woord. En maak dit vas in jou hart. Hy wil in en deur jou goed wees. Dis nie jou krag nie, dis nie jy wat die dooie opwek nie, dis nie jy wat die bloedvloeiing stop nie, dis nie jy wat die melaatse genees nie, dis nie jy wat die kanker uitdryf nie, dis God in en deur jou. Maar hy wil dit in en deur jou doen. Dis sy hart, hy wil goed wees, en hy wil vir jou goed wees, en hy wil vir jou naaste goed wees. Neem daai autoriteit op, neem daai identiteit op, en leef dit. Jy kan, en jy het dit in jou. Here Jesus, dankie vir die volheid van u woord. Dankie dat u woord ons help om ontslae te raak van ou manier van dink, 'n ou manier van dinge doen, en dat ons 'n vars, nuwe openbaring kry van wat u gedoen het, kan ons doen. Kom ons ongeloof te hulp. Help ons om dit aan u voete neer te lê. Die twyfel wat daar was, is u so goed? En wil u vir my so goed wees, dat ons daai twyfel voor u vandag kom neerlê. En ek neem op die sekerheid, die absolute versekering, u is 'n goeie God, en u wil in my goed wees, en u wil deur my goed wees. En u het my toegerus om te doen wat ek moet doen. U het my toegerus om seun van God te wees vandag, in hierdie stikkende en gebroke wêreld. En ek neem dit op, en ek sê, hier is ek, Here, kom doen dit in en deur my. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom, en jou neus in sy woord. Dis waar jou krag is. Dis waar jou voorsiening is. Shalom. Geliefde disipel van Jesus, as jy dalk finansiëel wil hande vat met ons bediening en ons wil help om nog meer disipels te maak, die besonderhede is nou op die skerm. Weet net dat ek en Ina waardeer jou en ons bid vir jou vir 'n 100voudige oes op jou saad. Shalom.